Hierdie DG-diens wat ons vandag opneem, is gemik op Sondag 19 Julie 2026. Vir hierdie Sondag, die 12de Julie, het ons by Wellington Moedergemeente vir 'n oomblik stil gestaan by hoe God soms verrassend direk in mense se lewe inspreek. Dit is wonderlik om dit in die Bybel te lees. Byvoorbeeld Paulus se lewe, Petrus se droomervaring, toe Cornelius na hom toe gekom het. En die stories van mense wat jy vertel, dat dit met hulle ook gebeur het. Hierdie week wil ek graag vir 'n oomblik stil staan in die hand van die Johannes Evangelie, by hoe God deur 'n mens na mense toe kom. En ek praat spesifiek hier van Jesus, die mens, as 'n voorbeeld van hoe iemand God ontvang, maar ook vir God bekend maak aan ander mense. Vir my bly Jesus die voorbeeld van iemand wat geweet het hoe om God te ontvang, maar om ook die volmaakte besoeker te wees wat namens God by huise en mense opdaag. Ek gaan nie baie lank in detail als doen. Ek gaan jou maar net neem deur so 'n reis deur die Johannes Evangelie. En wil graag begin by Johannes 1 vers 42, waar Jesus vir Petrus raakloop en dan vir Petrus sien. En die woord wat daar gebruik word is die woord emblepo, wat die slim mense sê, as jy dit vertaal, beteken dit to give your attention to a particular object. Een van die vertalings in die Afrikaans sê, Jesus het stip na Petrus gekyk. Wanneer iemand na my stip kyk, raak ek partykeer ongemaklik, want dit is in jou oë, hy het hom in die oog gekyk. Die Living Bible sê, he looked intently for a moment at Peter. Iemand anders sê, Jesus het vir Petrus een kyk gegee. En toe sê hy vir Petrus, jy is Sefas, wat die Aramees is vir rots. En Petrus is die Grieks vir rots. En dat Jesus dan vir Petrus sê, in Matteus 16 vers 18 later, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Die eerste ding wat ek hier opgetel het met Jesus se omgaan met mense, sy intree in hulle lewens, is dat Jesus se betrokkenheid by mense is nie hit en run nie. Dwars deur die evangelies bly Jesus by Petrus en bly Jesus by sy verstaan van Petrus. Dat hy die rots is waarop God sy kerk gaan bou, terwyl alles in die evangelie eintlik sê Petrus is nie 'n rots nie. Hy is nie eintlik baie betroubaar nie. Maar Jesus sien verby Petrus se skynbare lafhartige dade, sien Jesus 'n rots, iemand wat bruikbaar is vir God se koninkryk. En uiteindelik weet ons Jesus was reg, dat Petrus was meer as die lafhartige verloenaar. Daar's iets van 'n diep loyaliteit by Jesus. Dit laat my ook dink aan Jesus en die ryk jong man, wat ons in die Lukas Evangelie lees, wat wanneer die ryk jong man nou nie wil val vir Jesus se woorde nie, en hy omdraai en wegloop, staan daar dat Jesus het hom lief gekry. Interessant hoe, as Jesus opdaag by mense, hy opdaag met wie hy is, na die mense toe. En hy vang hulle. Dieselfde gebeur met Nathanael, net in die volgende perikoop van Johannes 1 vers 43 tot 51, wat jy nou self by die huis kan lees. Weet Nathanael, hoor Jesus is daar by Filippus,
En dan sal hy iets sê, so 'n siniese, sarkastiese opmerking maak van, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Nou weet ek nie of Jesus dit gehoor het, en of hy dit geweet het nie, dit staan nie in die teks nie. Wat die teks wel sê, Jesus maak asof hy dit nie gehoor het nie. Dit maak nie saak nie. Jesus neem nie wraak nie. Hy ignoreer Nathanael se skeptisisme en sarkasme en sê vir Nathanael, jy is 'n Israeliet en wie daar geen bedrog is nie. Jy kan vir my sê wat jy wil. Dit verander nie die feit dat ek in jou iemand sien en wie daar geen bedrog is nie. En dan vra Nathanael, maar nou weet, hoe ken jy my? Dan sê Jesus, ek het jou gesien. Die woord vir gesien hier is nou 'n ander woord, horao. En die woord horao vertaal die mense met to take special notice of someone with the implication of concerning yourself. Interessant dat Jesus vir Nathanael sien, maar dit is nie net 'n visual perception nie, sal die Engelse sê. Dit is nie net 'n visuele sien nie, dis 'n dieper kyk. En toe ek dit nou weer hierdie week besef, dat dit is hoe Jesus namens God by mense opdaag, dat hy deur my aanvanklike negatiewe gedrag, en my sarkastiese opmerking, my skeptisisme, dat hy deur dit kyk, en iets mooi in my sien, wat God in my gesit het. Toe dink ek weer aan Tannie Hester Jesus, wat 'n gedig geskryf het oor 'n man, om Kali, so 'n kort, onaansienlike mannetjie blykbaar gewees, baie slim, maar nou nie tall, dark en handsome op die wit perd nie. Toe sy hierdie geskryf, 15 jaar is ek, in die laan vang ek 'n blaar, ek wens tall, dark en handsome. Toe kom jy, klein bonk geval, met oë wat ver kyk, met oë wat diep kyk, toe kom jy. En ek dink Jesus is ook daai diep kyk, Here, en ek is so dankbaar dat Jesus by my gemors kan verbykyk, en die goed wat God geskep het in my kan raak sien, nie net in my nie, maar in Petrus, in Nathanael, in die ryk jong man. En dan kom Nikodemus in Johannes 3, na Jesus toe in die nagtelike ure. Hy's bang om in die dag te kom, want hy wil nie hê sy portuïergroep moet sien, hy besoek Jesus nie. En dan is Jesus se deur vir hom oop. Jesus sê nie vir hom, dis na ure nie. Of is, jammer ek slaap nou nie. Of wat kom maak jy in die donker hier by my nie? Of vat hom aan hoe hy skaam is om die dag om te kom, of vat hom aan omdat hy bang is om in die dag te kom nie. Jesus doen nie daai geveg met hom nie. Nikodemus praat met Jesus oor die wondertekens en sê, jy moet van God wees, want jy doen hierdie wondertekens, en dit kan jy net doen as jy 'n man van God is. En dan sê Jesus vir hom, stop het bietjie. Laat ons nie daaroor praat nie. Want ons lees in Johannes 2, vers 23 tot 25, dat Jesus in elk geval geen behaag skep in mense se geloof wat gebou is op wondertekens nie, en op pragtige storieetjies nie. Gaan lees dit, maar dat Jesus geen behaag skep en geen vertroue het in mense wat op grond van wonders in hom glo nie. Dan sê Jesus vir Nikodemus, kom ons praat nie oor my nie, kom ons praat nie oor my wondertekens nie, kom ons praat oor jou en oor jou hart. Is dit alweer die Jesus wat dieper kyk en sê, as jy wil vorentoe gaan in jou lewe, as jy met God wil lewe, as jy jou soeke na God wil bevredig, dan moet jy weergebore word. Dan moet iets in jou hart gebeur. En Nikodemus, moet jou nie verwonder aan wat ek doen nie, maar besoek jou eie hart. Daar moet iets groots gebeur. Jesus val nie in die gat om tjaf te wees met die feit dat Nikodemus sy wonderdade sien en hom bewonder nie. Want dit gaan nie oor, dit is nie waaroor dit gaan nie. Het gaan oor jou, Nikodemus. Ek het vir jou gekom, nie vir myself nie. En ek wil jou help om 'n nuwe mens te word. Dan gaan jy na Johannes 4. Alles hier gaan oor persoonlike ontmoetings. Laat ek myself onderbreek om net te sê, die hartseer van die kerk is dat ons deur die jare opgewonde geraak het oor groot byeenkomste. Interessant dat Jesus glad nie vreeslik opgewonde is oor groot byeenkomste nie.
Jesus loop van mens tot mens tot mens tot mens en het hierdie intieme gesprekke met mense, individueel. Hy kom hier by die put van Sigar. Hier sit hierdie Samaritaanse vrou, dis in Johannes 4, so 'n lang hoofstuk wat jy self kan gaan lees. En jy weet, hierdie vrou probeer die aandag van haar af wegkry, want sy is eintlik maar skaam vir haarself. Sy het nie 'n mooi storie nie. Dis hoekom sy alleen by die put ook is, want die ander vrouens in die dorp wil nie of mag nie saam met haar loop nie. Maar Jesus kyk by dit ook verby en sien in haar iemand wat 'n diep dors het. Want Jesus weet alle mense het eintlik 'n diepe dors na God. Viktor Frankl praat mos in sy boek Man's Search for Ultimate Meaning van die unconscious God. Hy sê daar is nie eintlik iemand soos 'n ateïs nie. Maar eintlik net mense wat nie bewus is van hierdie dieper dors wat ons almal het nie. En dan kan jy self gaan lees hoe Jesus se gesprek met haar gaan. Die nie konfronterende gesprek. Die sagte gesprek wat sê, kyk, ek neem kennis van alles wat in jou lewe aangaan, maar kom ons los dit. Kom ek stel jou bekend aan iets wat jy nie ken nie. Iemand wat vir jou water kan gee, wat jou nooit weer sal dors laat nie. En dan gebeur hierdie wonderlike ding uit hierdie gesprek, waar Jesus op haar fokus, dat sy die eerste sendeling word in die geskiedenis van die wêreld eintlik. Nogals 'n vrou, nê, in 'n patriargale stelsel. Nogals 'n vrou wat 'n bietjie van 'n geskiedenis het. Dan gaan sy terug dorp toe en sy bring 'n hele dorp tot bekering. Dis wat gebeur wanneer Jesus mense intiem persoonlik ontmoet. Johannes 8 is Jesus by die owerspelige vrou. Daar ontmoet ons Jesus weer in 'n ander hoedanigheid waar hy in 'n baie gelade omgewing, waar mense gewelddadig is en gereed is om met klippe iemand dood te gooi, dan stap Jesus eenvoudig daarin en hy beklei met niemand nie. Hy stap net in met wie hy is, genadige, liefdevolle verteenwoordiger van God en besoek hierdie vrou in die grootste krisis oomblik van haar lewe, waar sy op die rand tussen lewe en dood staan. En hy praat 'n paar woorde, skryf met sy vinger in die sand, en alles is oor. Ek kan jou nou vat na Johannes 11 toe oor Lazarus, Martha en Maria. Jy kan dit self gaan lees oor Jesus se teenwoordigheid in hulle lewe. Ek kan jou neem na Johannes 18 en 19, Jesus se groot gesprek met Pilatus. Dit is 'n interessante gesprek wat plaasvind, waar Jesus dit reg kry om in sy eie grootste krisis, waar hy self op die rand tussen lewe en dood staan, nog altyd net homself te bly, teenwoordig met wie hy in God is, en die gesprek met Pilatus voer, sodat Pilatus niks verkeerd by hom kry nie. En Pilatus is soort van al sê, maar ek vind geen skuld in hierdie man nie. En ek kan jou neem na Johannes 21, die pragtige hoofstuk van Jesus en Petrus, waar Jesus vir Petrus ontbyt maak. Waar Jesus eenvoudig besluit, ek gaan nie reageer op wat hulle gedoen het en my disippels wat weggehardloop het. Ek gaan nie teenoorgestelde doen wat 'n mens sou verwag van 'n mens. Ek gaan nie vir hulle 'n gifbeker maak nie. Ek gaan vir hulle visbraai en brood. En ek gaan met hulle praat oor ons liefde vir mekaar. En nie met hulle beklei oor wat hulle verkeerd gedoen het nie. Dis Jesus, dis hoe Jesus opdaag by mense. Ek wil sluit met 2 storieetjies net oor die krag van hierdie soort ontmoetings as jy dit reg verstaan. Die een kom uit die boek van Viktor Frankl, waarmee ek tans besig is, Man's Search for Ultimate Meaning, en ek gaan dit vir jou lees. Dis vir my so 'n mooi storie. Hy vertel van 'n man
wat in die moeilikheid is. Hier is die man se getuienis. I am at the age of 54 financially ruined and in jail. At the beginning of the incarceration, 8 months ago, everything looked hopeless and irrevocably lost in chaos that I could never hope to understand, much less to solve. Endless months passed. Then, one day, I had a visit by a court psychiatrist to whom I took an immense liking right from the start, as he introduced himself with a pleasant smile and a handshake. Like I would still be somebody, at least a human being. Something real and unexplainable happened to me from there on. I found myself reliving my life. That night, in the stillness of my small cell, I experienced the most unusual religious feeling which I never had before. I was able to pray, and with utmost sincerity, I accepted a higher will to which I surrendered the pain and sorrow as meaningful and ultimate, not needing explanation. From there on, I have undergone a tremendous recovery. This happened in Baltimore County Prison in April of this year. Today, I'm at complete peace with myself and the world. I have found the true meaning of my life, and time can only delay its fulfillment, but not deter it. At 54, I have decided to reconstruct my life and to finish my schooling, and I'm sure I can accomplish my goal. I have also found a new great source of vitality. I'm able now to laugh over my own miseries instead of wallowing in the pain of irrevocable failure, and somehow there are hardly any great tragedies left. En dit het gebeur omdat een persoon ingekom het, 'n glimlag het, 'n man se hand geskud het en hom soos 'n mens laat voel het. Dit is presies wat in die Nuwe Testament gebeur wanneer mense met Jesus te doen gekry het. Hy het gesê, ek het iemand gekry wat my alles vertel het wat ek gedoen het, maar hy het my nie veroordeel nie. Shane Claiborne het 'n boek geskryf, The Irresistible Revolution. Hy het as 'n jong man na moeder Teresa in Calcutta toe gegaan om haar te gaan ontmoet, want hy wou die evangelie radikaal uitleef. Hy het moed verloor met die kerk van sy tyd in Amerika. En toe by moeder Teresa kom, toe het hy in haar gebedsgroep gesit en hy het gehoor hoe sy elke keer as hulle bid, die volgende bid. May every person I came in contact with feel your presence in my soul. May I leave your fragrance wherever I go. Hy sê, dan gaan hulle nou uit die gebedsgroep uit, dan gaan hulle in die hospitaaltjie daar, waar siek mense, veral melaatse mense, behandel word. En dan hou hy die mense dop daar, en dan hoor hy net aan mekaar, hierdie pasiënte wat die woord namaste gebruik, namaste, namaste. En hy het nie verstaan wat aangaan nie, totdat hy vir iemand sê, wat is dit, wat teken hierdie woord? En dan verduidelik hulle vir hom, die woord namaste beteken, I can see the Holy One that is in you. Michael Card het 'n lied geskryf, die lied se naam is The Gentle Healer, gaan oor Jesus. Die lied begin so, The Gentle Healer came into our town today. Ek vertel vir jou hierdie stories, om vir jou te sê, die Here Jesus stuur ons nie om vir mense slim goed te leer nie.
Die Here Jesus vra nie van ons om groot byeenkomste te reël, waar ons gespanne en vol sinewies vir mense groot gebeurtenisse moet probeer skep nie. Jesus sê, stap na mense toe. Kyk hulle in die oë. Petrus, Nathanael, Nicodemus, die vrou by die put, die oorspelige vrou, Martha, Maria en Lazarus, Pilatus. Gaan kyk hulle in die oë. Skud hulle hand. Laat hulle soos mense voel. En al ken jy hulle storie, moet hulle nie oordeel nie. En kyk wat sal gebeur. So my gebed vir my lewe is, dat ek ook 'n gentle healer sal wees. Van mens tot mens tot mens. En ek nooi jou vandag om dit saam met my te doen. 'n navolging van Jesus Christus. Eenvoudig net, van mens tot mens. Om namens God daar te gaan wees. En dan kyk ons, wat doen die Here? Nie ons nie, wat doen hy? Vader, ons bid dat U in ons woorde en in ons oë en in ons aanraking en in ons teenwoordig sal wees. Want dit weet ons, dit sal genoeg wees. Mooi bly tot volgende keer en dankie dat jy deelgeneem het.